jy jou Bybel by jou het, kan jy oopmaak by Handelinge hoofstuk 2 en ons gaan 'n bietjie stil staan by Handelinge 2. Dit gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is 'n baie belangrike dag, 'n geleentheid gewees in die Bybel waar die Heilige Gees uitgestort is. En ons gaan nou daaroor praat dat die Here sy belofte nagekom het. Ek wil vir jou, net versoek rig. As jy nou hier sit en luister, moet die duiwel geen vatkans gee om die saad te steel wat vandag hier gesaai gaan word nie. En ek wil tog vir jou vra, dit gebeur tog wel, en ons het gevoel ons wil dit onder almal se aandag bring. Moenie na die vyand jou gedagtes laat wegdwaal nie. Moenie nuuskierig wees as jy jou selfoon nou gebiep het om te kyk wat se WhatsApp of wat se e-mail het nou deurgekom het nie. Fokus op hierdie geleentheid. Hierdie is 'n spesiale geleentheid, ek wil dit swaarder maak en sê, dis 'n goddelike geleentheid wat ons het om in God se woord te kan lees en te kan lees. Kom ons lees Handelinge 2 vanaf vers 1. Die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Dosië, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Cyrene en mense uit Rome. Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretneses, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en in die veld geslaan en party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Party het gespot en gesê hulle is dronk. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder die leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Net tot sover. Die vervulling van die belofte. Belofte wat Jesus gemaak het aan sy disippels. Johannes 14, as hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Eerste punt deur te sê, die Here kom sy beloftes na. Die Here kom altyd sy beloftes na. En so ook in hierdie tyd het Jesus beloof dat hy ons nie alleen of hulle nie alleen gaan agterlaat nie, maar dat hy vir hulle 'n voorspraak gaan stuur, dat hy vir hulle iemand gaan stuur wat hulle gaan nodig hê, wat ek en jy gaan nodig hê in hierdie lewe, nodig wanneer dit swaar gaan, nodig wanneer ons nie weet wat ek kan doen nie. Daardie persoon wat ons bemoedig, daardie persoon wat kan vertroos, daardie persoon wat kan leiding gee, daardie persoon wat kan help om te kan onderskei tussen dit wat reg en verkeerd is. En hier ervaar hulle die belofte wat Jesus aan hulle reeds beloof het. Toe die dag van Pinkster aanbreek, was dit 'n tyd gewees in die Joodse tradisie waar almal bymekaar gekom het vir die oesfees. 50
daar na Paasfees, was dit die oesfees gewees. En die Here kom en hy kom verander daardie oesfees om iets nuuts te wees, om iets te wees van 'n begin van 'n geestelike oes wat ek en jy kan kry. En hierdie is al lank terug beloof. Ons lees dit in die Ou Testament in Joël 2:28. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom, julle jong man sal visioene sien, en in daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. En toe ek daai laaste vers vir die eerste keer, nie vir die eerste keer lees nie, maar opnuut raak sien, toe dog myself, hoe wonderlik, dat die Here sy gees gee vir almal. Die belofte, sê Petrus bietjie later, is vir julle en julle kinders, en vir hulle wat nie eens hier is nie, en vir almal wat al ver is. En dan gaan hy nog verder, en hy sê, selfs op die wat nie in aansien is nie. Hier gaan toe ek daai stukkie lees, toe dog ek myself, hoe wonderlik, dat die Here aan almal dink, dat dit is nie net iets wat eksklusief aan 'n sekere groepie gegee word nie, maar die Here werk altyd inklusief, en hy sê, dat my gees is vir almal wat my aanvaar. My gees is vir almal, vir elkeen, maak nie saak hoe jonk, of hoe oud, of hoe gesiene jy is, of hoe min jy in die samelewing beteken nie, dit is vir almal. En die belofte is daar, dat my gees iets nuuts gaan doen. En ook in jou en in my lewe, die versekering dat die Gees iets nuuts in jou lewe wil doen. Die Gees wil iets nuuts en iets vars in jou lewe doen. Die Gees wil jou bemagtig, hy wil jou toerus om effektief vir God te kan leef. Dis sy begeerte, dis sy bekragtiging wat hy vir jou en vir my gegee het. En dis waarvoor hy gesê het, gaan wag daarvoor, gaan wag vir daai geleentheid en daardie oomblik. God het nie vergeet nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy kom sy beloftes na. En die Heilige Gees bring God sy teenwoordigheid naby. Handelinge 2, skielik was daar 'n geluid in die hemel soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. In die Bybel, daai wind baie keer God se teenwoordigheid aan. In die Hebreëus beteken die woord vir gees en asem dieselfde. Met ander woorde, die Gees bring lewe. Die Gees bring lewe waar daar doodsheid is. Ek kan selfs dink aan Esegiel 37, met die droë beendere het God se Gees vaardig geraak en is daardie dooie beendere lewend geword. God blaas asem in en ons lewe. En baie keer in ons lewens raak ons moeg. In ons lewe raak ons partykeer geestelik dood. Miskien sit ons vandag hier en jy voel leeg. Jy voel jy gaan deur 'n woestyn. Jy voel jy's dalk ver van die Here af. Wat die rede ook mag wees. En Pinkster sê vir ons, God kom en hy kom maak ons vars, ons nuut, ons vol van sy Gees. Sy Gees bring lewe in ons lewens. Dit bring lewe terug in ons lewens. En dis wat hy in jou en in my lewe wil kom doen. En as jy op 'n plek hier is in jou lewe en jy sê, ek het gearrive, ek is tevrede, ek is op die plek waar ek moet wees, dan wil ek vir jou sê, nee, daar moet 'n rooi lig in jou lewe aangaan om te sê, daar's beslis meer. Daar's beslis meer om na uit te sien. Daar's beslis meer geleenthede waarin God my wil gebruik om 'n verskil te kan maak. Dat jy kan nie op 'n plek kom waar jy sê, ek is okay nie, ek is alright nie, want jy is nie okay nie, jy is nie alright nie. Die Here wil iets meer en groters in jou lewe doen. Die vraag vandag is jy bereid om hom die geleentheid te gee?
Is jy bereid om stil te staan en te dink, waarmee is ek besig en te sê ja of nee, hier is sekere goeders wat ek in my lewe moet skuif of moet verander. Jy sien, want jy maak saak vir God. Jy maak saak vir hom in die lewe waarin jy is, in die spasie waarin jy vandag is. God het jou as man of vrou of as kind saamgevoeg. Hy het jou gebruik by 'n werksomgewing. Jy's daarbey betrokke. Jy's in jou gemeenskap, waar jy ook al is jy te doen en het jy te doen met mense. En hy wil hê dat jy moet leef. Hy wil hê dat jy nie net moet oorleef nie, maar dat jy so sal leef soos wat hy wil hê jy moet leef in sy volheid en in sy volheid van sy gees in jou en in my lewe. Dis wat hy wil hê. Hy wil jou kragtig maak. Hy wil jou 'n pyk man maak. Hy wil jou 'n pyk vrou maak. Hy wil jou 'n pyk kind maak. Hy wil jou die beste maak. Hy het die begeerte om inspraak in jou lewe te hê. Hy het die begeerte om deel van jou lewe te wees. Jy sien, want die Heilige Gees doen iets wonderliks. En hy verander gewone mense soos ek en jy. As jy kyk na Handelinge 2, dan sien jy gewone mense. Jy sien Petrus raak. Jy sien hierdie man raak wat geen tak gehad het nie. Jy sien hierdie man raak wat sommer net vinnig 'n swaard uitruk en gou die situasie wil uitsorteer. Jy sien hierdie sterk persoon wat eintlik die Nuwe Testament in 'n Jesus omgewing amper half domineer met sy persoonlikheid. Dis ook hy wat Jesus 3 keer ontken het, dat hy hom ken. Dis dieselfde man wat bang geraak het en weggehardloop het, hy het gevlug. Dis dieselfde man wat so sleg gevoel het na die tyd dat hy weer na sy ou werk toe teruggegaan het en gaan visvang het. Maar hy het 'n teleurstelling ervaar. Ek dink jy het ook al daardie teleurstelling ervaar, waar jy ook vir jouself sê, maar ek het weer teleurgestel. Ek het weer verkeerde besluit geneem. Ek is weer op 'n plek waar ek nie wil wees nie. En dis nie as gevolg van ander mense nie, dis as gevolg van my keuses en my besluite. En na Pinkster kom Petrus. En hy staan voor duisende mense. En hy preek. Maar hy preek met vrymoedigheid. Hy preek waar die mense sê, is dit regtig Petrus? Is dit regtig die visserman, die Galileër wat daar praat? Hoe is dit moontlik? Hy preek met vrymoedigheid. En 3000 mense kom tot bekering. 3000. Wat het verander? Wat het in Petrus se lewe verander? Nie sy persoonlikheid nie. Die Gees het hom verander. En daarom kan ons vandag vir mekaar sê, die Gees maak nie perfekte mense nie. Hy gebruik gewone mense, soos ek gesê het, soos ek en jy. Mense wat dikwels sê, ek is nie goed genoeg nie. Dalk moet die Here eerder hierdie persoon langs my gebruik, want hy kan dit net soveel meer en beter doen as wat ek het kan doen. En dan bring die woord ons weer terug na die Here se disippels toe, en ons sien die mense wat die wêreld gaan verander het, die mense wat die evangelie gaan verkondig het, is gewone mense. Is vissers, mense met foute. En ons sien dat God verander die wêreld deur hulle. Hy verander die wêreld. En daarom gee die Heilige Gees vir jou en vir my krag vir elke liewe dag. Baie mense dink dat die Heilige Gees is net daar vir wonderwerke.
Baie mense dink die Heilige Gees is net daar om wonderwerke te verrig. Maar in die boek Handelinge wys ons iets meer. Dit help jou. Leer hierdie boek vir my en vir jou. Deur die krag van die Heilige Gees het ons die geleentheid om meer lief te kan hê. Om te kan vergewe. Om sterk te bly wanneer ons nie meer sterk voel nie. Om te volhard wanneer ons wil ophou. En vir onsself sê, ons kan nie meer nie. Die Heilige Gees is meer as wonderwerke daar. Hy is ook daar om jou te help om sonde in jou lewe te oorwin. En dan een van die belangrikste is ook om 'n getuie te wees vir Jesus. Wanneer laas het jy getuig? Wanneer laas het jy met iemand in gesprek getree of met iemand gesels en getuig van die Here se goedheid in jou lewe? Wanneer laas het jy met iemand gesels oor Jesus? Jy sien maar wanneer God se Gees jou volmaak en die God se Gees in jou lewe ervaar, dan kan jy hom nie uit jou gesprekke uitkry nie, want hy kom natuurlik deel en hy word deel van jou gesprek. Voering met mense. Dat is soos 'n fontein wat oorloop om te borrel en te vertel van God se liefde en God se goedheid. 'n Fontein wat oorborrel om vir mense te vertel, maar daar's 'n Here wat vir jou lief is. En wanneer mense deur 'n moeilike tyd gaan, is dit die geleentheid om vir hom of haar te bid. Dit is altyd die beste ding wat daar is in hierdie lewe. Dis eintlik 'n koffiewinkel. Wat as jy ietsie eet? 'n Koffiewinkel. Maar dis ook 'n bietjie nog so 'n rytjie vorentoe sit, okay? Wat iewers in daai geleentheid gaan jy dalk ietsie eet. En is dit die ideale geleentheid om vir daai persoon te bid? Dis daar waar jy die vrymoedigheid neem en sê, hoor jy, ek bid gou vir ons. Ek wil opbreede ding, die een wat bid betaal nie. Maar as jy bid, ons werk hom altyd so om. Maar geleentheid om te bid. 'n Geleentheid om iemand aan die Here op te dra. Met sy situasie, die omstandighede waarin hy mag wees. En dan is die belangrikste dat mense dit sien. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Is hierdie nog die kwaliteite wat in jou lewe gesien kan word? Beleef mense jou as 'n vriendelike mens, as 'n goedhartige mens, as 'n getroue mens, as 'n nederige persoon, wat selfbeheersing in jou lewe kan toepas? Sien die mense die liefde in jou lewe raak? Beleef hulle die vreugde en vrede? En as jy miskien op een van daardie goed sê nee, dan wil ek vir jou sê, rooi lig, mag sy Gees voller en meer deel van jou lewe word. Want wanneer God se Gees in jou lewe werk, hoor mooi, verander dit jou karakter. Wanneer God se lewe in jou menswees teenwoordig is, verander dit jou karakter. Jy tree anders op. Jy tree op in lyn met die vrug van die Gees. En dan maak jy Gees jou bruikbaar. En Handelinge 2 eindig nie op by 'n emosionele ervaring nie. Wat gebeur met Handelinge 2? Dit stuur mense uit. Die Gees kom nie om jou te laat goed voel nie. Hy kom om jou bruikbaar te maak. Hy kom om jou te gebruik. Hy kom om jou as 'n instrument in sy hand te kon gebruik.
En dan kan jy dalk voel, maar hoe? Ek kan nie, ek weet nie. Dan kom Handelinge 1:8 wat sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Julle sal my getuies wees. Dit gee die opdrag. Die vraag is nie, het ek genoeg van die Gees nie. Die vraag is, het die Gees genoeg van my? Ek wil afsluit deur te sê, op Pinkster het God sy belofte nagekom. Die disippels was nie alleen nie. En jy is ook nie alleen nie. Miskien sit jy vandag hier en jy voel moeg, jy voel leeg, jy voel bang, jy voel onseker, jy voel moedeloos. Dan sê God, maar ek los jou nie alleen nie. Ek gee my Gees vir jou. Die Gees wat lewe bring, wat krag gee, wat vrede gee, en wat hoop gee waar daar moedeloosheid is. So leef ek uit my eie krag, ek en jy? Of leef ek en jy uit die krag van sy Gees? En as ons kyk na Pinkster en hierdie tyd wat kom, dan herinner dit ons aan God se belofte wat nog steeds staan. Die Gees wat nog steeds mense se lewens verander. En so wil hy jou en my lewe verander. Hy wil jou nie net los nie. Hy wil elke dag wil hy groei in jou lewe sien. Hy wil elke dag meer van homself in jou lewe sien. Hy wil hê dat jy 'n getuie moet wees. Hy wil hê dat jy voluit moet leef. En as daar iets is waarmee jy moet breek, wat 'n disconnect tussen jou en hom veroorsaak, dan wil hy hê jy moet die besluit neem om die regte keuses te maak. Hy wil hê dat jy gehoorsaam moet wees aan sy stem. Ek is lief om te sê, die Here het jou nie gemaak om net nice te wees nie. Die Here het jou gemaak om gevaarlik te wees, om daar te wees, om betrokke te wees en om deel te wees van sy plan in jou lewe. Net daar waar jy sit, kom ons sluit die oë. So die begin van Pinkster. En nie eintlik iets wat net in Pinkstertyd moet gebeur nie, maar elke dag in ons lewens is om vir die Here te vra, Here, ek soek U voluit in my lewe. Ek bid dat U my sal volmaak, die Heilige Gees. Dat wanneer mense met my te doen het, dat hulle iets van U in my lewe sal beleef. Dat wanneer mense met my te doen het, dat hulle sal ervaar dat ek sensitief is vir ander mense. En uit my gesprekke sal hoor dat U vrug in my lewe teenwoordig is. Here, ons tree so baie keer uit onsself op. Maar ek wil vanmôre vir U vra, Here, dat ons deur die Gees sal optree. Selfs net wanneer ons 'n opinie lewer of 'n opmerking maak, of net iets van my hart af wil kry, dat ons dit eers sal filter deur te vra, is dit gepas? Is dit opbouend? Is dit wat die Here wou gehad het ek moet sê?
Want dan wanneer ons praat, dat dit nie net oor onsself sal gaan nie, maar oor U. Wonder of daar miskien vanmôre iemand is wat sê, Here, bring daar die verandering in my lewe. Iemand wat sê, Here, verander my. Maak my vol van U. My Vader, dankie dat U ons ken. Dankie dat U vir ons so lief is. En Here, ek dink baie keer dan sien U ons raak en U sien baie keer waarmee ons besig is, wat ons doen, wat ons sê en dit breek U hart. Want dis nie wat U as 'n Vader vir ons wil hê nie. Want keuses wat ons maak kan toksies wees vir onsself. Dit kan onsself vergiftig, dit kan onsself vernietig. Dit kan seermaak. Maar U woord sê dat U die Gees vir ons gegee om ons te help. Here, vanmôre vra ons U, help ons. Help ons. U Gees wat oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Laat ons U stem hoor. En meer as net hoor, Here, mag ons optree, mag ons die besluite neem wat U hart sal bly maak. En dat mense ons sal ervaar as U getuies, U ambassadeurs, wat ons het U lief. Dankie vir wie U is. Dankie dat U nooit vir ons moeg raak en sê dis nou verby en dis klaar nie. Maar dankie dat U altyd bereid is om te herstel, om te heel en om ons te gebruik. Gewone mense. Dankie dat U ons raak sien en dat U vir ons lief is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. I'm living